Die musketiers nader die grens van Frankryk, waar hulle die hertog van Beiere moet ontmoet. Hulle weet nog nie dat hertog de Blandyk hulle voorgespring het nie. Toe vorentoe is julle. Julle moet onmiddellik die koninklike vlag laat wapper. Hey, haal af daar die vlag en sit hierdie een op. Toe, maak gou! Ek het net vir u kom sê dat ons die Franse grens oorgesteek het, u eksellensie. Dit gee my kans om 'n bietjie litte los te maak en vars lug in te asem. Ek sien hier 'n ding kom wat sommer 'n baie vreugde gaan verskaf. Kyk, hertog, daar's 'n klomp ruiters wat 'n koets begelei. Hulle is seker hier om ons te verwelkom. Ek neem aan dis die geselskap wat ons na Parys toe sal vergesel. U is reg, hertog. Kom ons stap nader na die koets toe, sodat ons hulle leier kan ontmoet. Kyk, hy lyk nes die koning. Jy's heeltemal reg. Dit is hy, dis Lodewijk die 13de. Lank lewe die koning. Frankryk. Ek kan nie vir u sê wat se voorreg dit is om u te ontmoet, u majesteit. As ek 100 jaar oud word, sou ek jou nooit vergeet nie. Waar maar jou heuning staan op hertog van Beiere en steek maar jou komplimente in jou sak, want jy sal nie die koning van Frankryk met 'n gevleiery beïndruk nie. Dit verseker ek jou. Ek verstaan glad nie wat u bedoel nie, u majesteit. Ag so. Jy is nou in die grootste en magtigste land in die hele wêreld. Hier in Frankryk waardeer ons dit net as ons vriende aan ons eer betoon. Beiere het nog glad nie 'n vredesverdrag met Frankryk gesluit nie, hertog. Ek dink dit is tyd om 'n blaaskansie te vat, vriende. My perd is gedal. Dit klink na 'n uitstekende plan. Ek hou nogal van die plek. Sal ons hier uitspan? Ja, het lyk na 'n lekker plek om gou iets te eet terwyl ons die perde laat rus. Ek maak net gou vir ons 'n vuur en kan ons iets braai. Ek seker daar's nog baie wild in hierdie geweste wat ons kan jag, dink julle nie ook so nie? Ja, dit is seker so. Maar ek is jammer, vriende, ek kan nie meer wag nie. My maag skree van die honger. Moenie te veel eet nie, Athos. Jou arme perd se gos uit, dan kan jy jou nie verder dra nie. Athos, jy moet luister na wat Aramis vir jou sê. Hy gee gewoonlik vir 'n mens goeie raad. Ek moet sê die uniforms van die kardinaal se wagte pas julle absoluut perfek. Maak hulle behoorlik vas. Hulle mag nie wegkom nie. Ek kom vra nederig toestemming om die perde te gebruik, Jou Excellensie. Baie dankie vir ons hulle kan gebruik. Dit is regtig baie gaaf van u.
Ek sal u ewig dankbaar wees hiervoor. Ek gaan net gou so eindloop om te kyk of ek nie nog droë hout kan kry nie. Atos, Aramis, kom help gou om die vuur aan te steek. Wag, sit my goed, ek gee op, is maar net ek kom. Kom wat op aarde soek jy hier? En sê ook sommer dadelik vir ons hoe jy hier gekom het. Hoekom het jy ons hiernatoe agtervolg? Dit is nou genoeg sê ek by julle. Is julle nie bly om my te sien soos al die ander kere nie? Ek is jammer, Pom. Jy hoef nie sleg te voel nie, maar jy moet verstaan dat jy ons baie groot laat skrik het. Ja, hy is baie welkom. Maar sê nou eers vir ons hoe jy dit reg gekry het om ons hier in die middel van nêrens te kry. Kom ons kyk of jy kan raai jou grootte. Goed, laat ek sien. Wag, ek het aan jou perd se sterk vasgeklou. Dit sou ek nie kon raai nie. Maar nou kan ek verstaan hoekom my arme perd so moeg was toe ons hier aangekom het. Kom hier, jou klein vlooi, ek sal vir jou 'n les leer. Jy druk my pap, man. Wat maak Jy gaan nog hier betaal hiervoor. Wag net tot ons jou in die hande kry. Jy moet nie gat naar word. Toe, kom manne, voorwaarts! Ja! Hoor julle dit? Dis 'n klomp perde wat op pad is. Ja, dis waar. En hulle kom van daai kant af. Op julle perde, vriende. Wag vir my. Hierdie kant toe, julle. Portos, Atos, volg my. Toe nou kom julle maak gou voor hulle wegkom. Ja. Stop, nie so haastig nie jou. Jy wat maak? Atos, jy wat hulle gaan wegkom. Moenie simpel wees nie. Hoekom staan jy weghardloop as die aksie nou maar eers begin? Sê, dit was nou 'n goeie een. Toe nou julle, sien hulle reg, maar julle moet dit ordentlik doen. Ek dink ons het hulle Aramies, hulle lyk vir my pogai. Ja! Ha! Wonder ek daar's maar een minder. Wat gaan er nou aan? Hey, jou onnoosele Bobbejaan, kan jy nie kyk waar jy val nie? Dit was so amper of ek was so plat soos 'n pannekoek. Los my, wat maak jy nou? As hierdie klein kaasvrienders lewe enigiets vir jou weg te staan op sy dat ek kan verbykom. En jy moet vandag besluit want ek het nie meer veel tyd meer om te mors. Hey, los my uit jou aklige brak. Ek ken jou soort, jy's meer weg as binne goed maak, sê vir jou. As ek hier loskom, dan gaan ek jou chunk vir jou aftrap. Ellendige lafaard. Moet ek nie laat hy wegkom, die brak en Jan. Hy moet toch nie dink ek skrik vir sy gevlekte gevreet nie. Waarvoor wag jy? Voeder hom op, man, voeder hom op. Hey!
ons het nie meer tyd om te los nie. Toe, volg my. Kom terug en weg, julle spel lafaards. Ons sal nie weer toelaat laat hulle wegkom nie. Ek sê jou volgende keer vir jou is hulle gelyk met die aarde. Daar is die kardinaal se Ek was die hele tyd bang dat so iets gaan gebeur en nou het dit so waar gebeur. Uit daarmee, Wiedemir. Wat het met jou gebeur, hè? Ja, toe, sê vir ons. Maak my los, moenie nog staan en twak praat nie. Moenie vir my sê wat om te doen nie, jou dik drommel. Maak my asseblief los, julle. Elke been in my liggaam is seer. Ag, moedertjie, kyk net sy ou gevreetjie. Ag, tog, hoekom moes dit nou met my gaan staan en gebeur? Hoekom? Uw Majesteit, ek oorhandig hierdie dokument aan u namens almal hier. Dit is 'n boodskap van dankbaarheid vir u gasvryheid. Dit spyt my om dit so prontuit vir jou te sê, maar nie jy of jou mense moet my voor die tyd vir gasvryheid bedank wat ek nie vir julle kan gee nie. Ek is nie seker ek verstaan wat u bedoel nie, Uw Majesteit. Net 'n domme stranddwaas sal met so 'n groot leer na Versailles toe optrek. Ek is die koning van Frankryk en daarom moet ek hierdie land se belange beskerm. Ek kan nie so 'n kans vat nie. Uw Majesteit, dit is 'n gruwelike vernedering. Ons het nie die hele pad gekom net om so beledig te word nie. Luister hier man, moenie jou so oplik nie. Dink liewer nigter en probeer my situasie ook verstaan. Hoe op aarde kan ek so 'n groot buitelandse leer in my hof toelaat? Ons is hier op 'n vredesending, Uw Majesteit, en nou behandel u ons soos 'n klomp straatbrakke. En daarom, as u nie voorskemer van plan verander het nie, sal ons na Beiere toe terugkeer as gevolg van al u onbedagsaamheid. Kom aan, vertel ons wat gebeur het. Julle weet teksels op wat gebeur het. Ek sal my nie so maklik om die bos laat lei nie. O nee, ek weet al te goed hoe werk julle koppe. Is jy nou besig om heeltemal mal te raak, Wiedemir? Waarvan praat jy, man? Ag, hulle het 'n vatjie wyniewers in die hande gekry. Dis maar al wat dit is. Luister mooi na my goeie vriende. Die musketiers probeer nou al vir jare om my soos 'n pampoen voor die koning te laat lyk. Maar deur my soos 'n pampoen te laat lyk, laat hy julle ook soos pampoene lyk. Bly liewer stil, Wiedemir. Hoor net wat sê hy alles. Julle kan dit nie ontken nie. Julle het hierdie verrassingsaanval vooraf beplan. Dit is waar helemaal mal geworden. Nee, ek is nie mal nie. Dis julle klomp haasvorse wat mal is. Ek weet goed, julle skop in een mis met daai rampokkers. Hulle het ons perde gevat en nou kan ons soos reis voortsit om ons synding te voltooi nie. Ja nee, wat nou is ek doodseker hulle is almal lekker getrek. Ja! Wat so? Vriende, ek dink ek moet so gou as moontlik aan die grens toe gaan. Ek het 'n goeie idee wat daar gebeur het. Maak so, Bracagnan. Ons sluit later by jou aan. Jou poesdaar gee jouself voor. Dat sal die dag wees. Nooit nie. Ek dink jy praat jy. Ja. Ek kan maar gaan, Bracagnan. Ek sal die een reg sien. Ja. Ja! Jy nou weer van my vergeet wag. Ek kom saam. Jy moet my asseblief tog net nie seer maak nie. Jy kan maar ontspan, bankbrok. Ek wil maar net jou swaard gehad en dis al. Ja!
Kyk daar, Brackenjan, sy majesteit het sommer die hertog persoonlik kom ontmoet. Dit lyk maar vir my taamlik verdag. Dalk is jy reg, ek wonder of dit die regte koning is. Dis natuurlik presies wat hier aan die gang is. Hertog de Blambek meng hom alweer met Frankryk se sake in. Ja, dalk maak hy dit op die koning is, maar ek gaan nie vir hom buig nie. Hertog, ek het die saak weer oordink en ek dink dit sal beter wees as jy môre die land verlaat. Ek is die koning van Frankryk en ek sal nie parmantigheid van enigiemand duld nie, veral nie van 'n eenvoudige hertog nie. Ek kan nie onthou dat ek al ooit in my lewe so genadeloos verneder is nie. Ek en my manne het 'n lang en uitputtende reis agter die rug. Ons sal vanaand hier rus en môre die land verlaat. Dit lyk vir my ek het geen ander keuse nie. Ek sal die kans moet wag. Wag hier vir my ingeval ons moet vlug. Goed, ek wag vir jou. Verskoon my, U Excellensie. Ek het die toestemming om vra om met u te mag praat. Ek is jammer dat ek so hier inbars. Ai, wie op aarde is u, meneer? Die naam is Brackenjan de Biarm. Ek is 'n musketier in diens van die koning. Praat maar gerus, meneer. Ek is die ene ore. U Excellensie, vergewe my vermetelheid, maar ek het so pas gehoor hoe dat u met die koning gepraat het en besluit toe dat ek vir u moet sê dat dit vir sy majesteit 'n groot plesier is om u as gas in sy land te ontvang. Dit wat jy nou gesê het is absoluut verstommend, omdat julle koning my tot dusver nog net verneder en sleg gesê het. Ek besef dat u my nie ken nie, maar ek smeek u om my te vertrou en u nie te steur aan wat alles op die oomblik hierso aangaan nie. Sy majesteit, die koning van Frankryk wil graag met u praat. Jou ellendige klein plak met 'n duiwel soek hier. Wag daar. Kom maar, stuur onmiddellik hierdie verraaier. U Excellensie. Ek vind dit alles baie vreemd. Dit het gelyk of daardie musketier iets belangriks gehad het om vir my te vertel. Maar wat? Kom maar nou op, julle pare. Hy mag nie wegkom nie. Ons moet hom eenvoudig net inhaal. Toe, voorwaarts. Tja. Ek is seker Brackenjan en Pom kan nie te ver hier vandaan af wees nie. Ja, ons soek daarom nou al 'n hele rukkie na hulle. Dis ook maar goed die kardinaal se wagte het nie opgedag nie. Ek kan daai klomp uitvaagsels nie verdra nie. Haai. Kyk, daar kom 'n ruiter aan. Haai, hier is ons. Dankie tog, dis ons vriende, Brackenjan. Wat het gebeur? Vriende, daar het iets verskrikliks gebeur. Hertog de Blambek doen hom weer voor as die koning en Bongo en sy manne agtervolg my. So ek stel voor dat julle hulle besig hou terwyl ek dadelik Parys toe ry want sy majesteit moet gewaarsku word. Moenie bekommerd wees nie. Klim op jou perd en jag. Ons sal hulle reg sien. Wees verseker, hulle sal jou nie inhaal nie. Ja, dis tog hoekom ons hier is. Toe weg is jy. Baie dankie, goeie vriende. Een vir almal. En almal vir een. Hey, wat is hy julle? Julle moet reg staan. Hier kom 'n hele klomp ruiters aan en julle spul van hulle. Hey, goed, hier kom hulle. Jy moet vlug, Brackenjan. Ja. Ek sê man, Brackie, kom begin jy dit van my. Vinniger, Roftie, vinniger. Ons moet jag, my perd. Brackenjan jaag Parys toe om die regte koning te gaan waarsku. Gaan hertog de Blambek se trawante daarin slaag om hom te keer, en gaan hy betyds in Parys aankom voor die hertog van Beieren na sy land toe terugkeer. In die volgende episode is Wiedemer weer kort op die toneel. Die kardinaal het vir hom opdrag gegee om uit te vind hoekom die musketier so geheimsinnig is.
Wanneer Wiedemer en sy manne die musketiers in Parys raakloop, breek daar 'n ewige geveg uit, want Wiedemer dink nog steeds dat die slinkse bongo se gekonkel die musketiers se werk is.